wil ek vertel hoe dit gekom het dat die ou volk Israel hulle eie koning wou hê. Hulle het nie soos die ander volke om hulle 'n eie koning gehad nie. God was veronderstel om hulle enigste koning te wees. Maar nou wou hulle, soos die ander nasies om hulle, 'n menslike koning hê. En dit het so gebeur. Toe Samuel, van wie julle nou al baie gehoor het, te oud geword het om sy werk as leier van Israel voort te sit, het hy sy 2 seuns in sy plek as leiers oor Israel aangestel. Die een seun se naam was Joel en die ander een se naam was Abia. Maar dit het glad nie gewerk nie. Samuel se 2 seuns, so vertel die Bybel, was oneerlik en korrup. Die Bybel beskryf hulle so: hulle het hulle self ten koste van ander mense verryk, hulle het omkoopgeskenke aangeneem en hulle het die regspraak verdraai. Sulke mense kan ons nie goeie leiers van 'n land wees nie. En dit was sommer gou baie duidelik dat hierdie 2 seuns van Samuel glad nie as leiers sou deug nie. En dis toe dat die ander leiers van Israel besluit het om iets aan die saak te doen. Hulle kom toe bymekaar en hulle besluit om na Samuel toe te gaan, waar hy in 'n plek met die naam Rama gebly het. En toe hulle daar by Samuel aankom, toe sê hulle vir hom: kyk, u het oud geword. U kinders is nie soos u nie. Stel nou liewer 'n koning oor ons aan om oor ons te regeer, soos dit by al die ander nasies is. Samuel wou eers nie doen wat hulle vra nie. Hy doen toe die regte ding, en dit is om eers oor die saak te gaan bid en om die Here se raad te vra. En die Here sê toe vir Samuel: gee toe aan die versoek van die volk en alles wat hulle van jou vra. Hulle het jou nie verwerp nie, hulle het my verwerp as koning oor hulle. Hulle het nou met jou gemaak wat hulle met my gedoen het sedert ek hulle uit Egipte laat trek het tot nou toe. Hulle het my verlaat en ander gode gedien. Gee nou maar toe aan hulle versoek. Maar stel die saak net baie duidelik aan hulle. Sê vir hulle wat die reg van die koning sal wees wat oor hulle sal regeer. Samuel het dit toe so gedoen. Hy het mooi aan die volk verduidelik dat dit so koning se reg sal wees om hulle seuns op te roep om vir hom diens te kom doen en om in sy leers te veg. En so koning kan ook hulle dogters gebruik om vir hom sekere take te verrig. En so koning kan verder van hulle beste lande, wingerde en olyfboorde vat en vir sy amptenare gee. En so koning kan ook van hulle oeste 'n deel as belasting vat om vir sy paleispersoneel te kan betaal. En nadat Samuel toe vir hulle mooi verduidelik het wat so koning alles van hulle sal kan vra, sluit Samuel sy waarskuwing aan hulle so af: julle beste slawe, slavinne en jong manne, en julle donkies sal hy vat en vir sy werk gebruik. En van julle kleinvee sal hy 'n 10de vat, en julle self sal sy slawe wees. Daardie dag sal julle om hulp roep vanweë julle koning wat julle verkies het, maar dan sal die Here julle nie antwoord. Maar dan, so vertel die Bybel, die volk het geweier om na Samuel te luister. Hulle het vir hom gesê: nee, daar moet tog maar 'n koning oor ons wees. Ons wil ook soos die ander nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer. Hy moet ons lei en ons oorloë voer. Samuel het toe na die woorde van die volk geluister en dit vir die Here vertel. En toe sê die Here vir Samuel: gee toe aan hulle versoek. Stel 'n koning oor hulle aan. En Samuel het toe vir die manne van Israel gesê: gaan julle nou almal huis toe. Nou volgende keer vertel ek verder hoe dit gebeur het, dat Samuel toe vir die volk die koning kon aanstel en wie hierdie koning was.